Kom ons bid saam. Ons Hemelvader, U is die God van liefde. U is die een wat die sondes van die vaders besoek tot aan die 3e en 4de geslag, maar U liefde bewys tot aan die 1000ste geslag. U liefde oortref alles. En U het U liefde in ons uitgestort. U bewys U liefde aan ons en ons leef elke dag uit U liefde. Here, U vra van ons om mekaar ook so lief te hê. Baie keer wanneer ons rondom ons kyk en ons kyk na ander, dan is daar eerder liefdeloosheid, eerder jaloesie, afguns, hoogmoedigheid, kyk ons neer op ander. Ons het dit so nodig, dat U deur U Gees ons sal help. Here, van ons kant af sal ons ons bes doen om reg te lewe. Ons wil reg lewe voor U, soos U wil. Ons wil gehoorsaam wees aan U. Ons wil so lewe dat wanneer U na ons kyk, dat U sal glimlag. Help ons deur U Gees om in liefde met mekaar te lewe. Ons is besig met lydenstyd en ons is besig om elke Sondag stap vir stap na oomblikke te kyk in ons heiland se aardse lewe waar sy bediening die dieptepunt van sy lyding begin bereik. En terwyl ons dit doen, groei die dankbaarheid in ons, dat U dit vir ons gedoen het, vir my. Here, ek weet, dit is hoe ek moet lewe. Ons weet, dat ons nie moet rondkyk rondom ons en na ander, en dat dit die standaard van ons lewe moet wees nie, maar wat U wil. En ons is nog so ver daarvan af, Here, om so te lewe. Daarom bid ons, pleit ons, Here, wanneer ons vanoggend die woord oopmaak, trek ons nader aan U. Help ons om te verstaan, help ons om anders op te tree as die toeskouers in hierdie verhaal. Help ons om U te sien soos U is. Help ons om onsself te sien soos U ons wil hê en trek ons nader. In Jesus se naam. Amen. Matteus 21 vers 1 tot 11 gaan rondom die intog in Jerusalem. Ons lees van vers 1 af. Toe hulle Jerusalem nader by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar voor julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los, bring hulle vir my. As iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur, sodat vervul sou word, wat deur die profeet gesê is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier.
Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei, ander het weer takke van bome afgekap en op die pad oopgesprei. Skare wat voor hom uitgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer. Nou hulle het gevra: wie is hierdie man? Die skare het gesê: dis die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Tot daar ons skriflesing. Ons is besig om Jesus te volg. Die laaste rukkie, hierdie gebeure speel in die laaste week van voor sy kruisiging af. En ons kyk na sekere momente. Hierdie oomblik, toe Jesus met die donkie Jerusalem ingaan, is 'n historiese oomblik. Dit is 'n draaipunt in Jesus se bediening. En dit is 'n verskriklike, belangrike gedeelte. Vir Matteus se beskrywing van wat hier gebeur het, verskil so klein bietjie, so hier en daar, van wat Markus en Lukas en Johannes gedoen het. Want onthou, toe ons hier aan die begin van Adventstyd gelees het van die geslagsregister van Jesus. Onthou u daai preek van Matteus 1 met die geslagsregister. Het is gesien, Matteus skryf spesifiek vir die Jode. Hy stel daardie geslagsregister saam om vir hulle te bewys dat hierdie Jesus is die lang verwagte Messias, die seun van God wat sou kom. En daarom het hy ook 'n aanhaling uit Sagaria 9 vers 9. Want wanneer hy hierdie gebeure vertel, dan sê hy vir die Jode wat die wet en die profete ken, maar daar in Sagaria, eeue voor hierdie tyd, is hierdie dinge bespreek. Hierdie gebeure waar Jesus in Jerusalem inry op die rug van 'n donkie is nie maar net toevallig nie. Dit is vooraf deur God beplan en dit is deel van sy verlossing van die mensdom. Sagaria 9 vers 9, ek wil net vir u sê. Juig, dogter van Sion, jubel, dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe, hy's regverdig en die oorwinnaar. Hy's nederig, ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie merrie. Dit is wat daar in Sagaria gestaan het, en nou kom Matteus en hy haal dit aan. Jesus is die lang verwagte, die regmatige Messias. Hy kom nie as 'n aardse oorwinnaar op 'n perd nie. Hulle sou verwag het, menslik gesproke sou ons verwag het, hy moet kom op een van hierdie groot perde met 'n swaard en 'n skild, want hy kom nou as die verlosser. Maar hy kom as 'n nederige koning op 'n nederige dier, op 'n donkie. En dit is verskriklik belangrik, want dit wys aan ons die verskil tussen wat God se bedoeling is en wat die mens se persepsie is van wat moet gebeur. En dit is vir ons vandag ook verskriklik belangrik. Jesus
stel nie belang om hierdie aarde, hierdie wêreld, soos wat ons wêreld hier beleef, ons planeet te red en te vernuwe en op te bou en sy koninkryk hier te bou nie. Hy het 'n ander koninkryk. En wanneer hierdie mense, dit is so mooi dat hulle aan hom erkenning gee en hulle boklere en hulle palmtakke voor hom uitgooi, soos wanneer 'n koning die stad sou inkom, 'n koninklike ontvangs, maar hulle slaan die bal geheel en al mis. Want hulle verwagting is dat hy hulle polities sal red van die juk van die Romeinse regering. Dat hy die Jode weer 'n volk sal maak wat polities vir hulle self kan sorg, onafhanklik van ander. Ons lees in van die ander evangelies dat toe Jesus Jerusalem so inry en dit gebeur, het hy gehuil. Ek kan myself nie indink wat dit in sy gemoed gebeur op daardie oomblik wat hy onthou reg van die begin af want met sy bediening het hy die heeltyd vir mense gesê moenie gaan vertel nie. Met sy eerste wonderwerk toe hy water en wyn verander het en sy ma na hom toe gekom het en gesê het, hoor jy, ons het 'n probleem, die wyn is klaar, help 'n bietjie, het sy van hom verwag, hy moet 'n wonderwerk doen en wyn maak. En wat was sy antwoord? Hy vra van my, hoekom sê jy dit vir my? Dis nog nie my tyd nie. Dis te gou. Dis nie, daar moet nog tyd verloop. Maar hy het dit gedoen. Telkens wanneer hy, ons praat van die messiaanse geheim, wanneer hy mense genees, en so het hy vir hulle gesê, moet vir niemand gaan vertel nie. Want hy het geweet, sodra die mense gaan besef, sodra hy die momentum gaan begin toeneem, en hulle besef, hy is die lang verwagte Messias, dan gaan hulle hom verwerp, want hy gaan nie aan hulle verwagtinge voldoen nie. En dit moet nie te gou gebeur nie. Die tyd moet ryp wees. En op hierdie oomblik, wanneer hy Jerusalem inry op die rug van hierdie donkie, is dit sy tyd. Die tyd is reg. En hy kom as Messias, openbloot, iemand sê blaatant, en kom kondig sy koningskap aan. Ek dink die bedoeling wat Jesus gehad het, van wat hy besig is om te doen en wat moet gebeur, die nederigheid, selfs die donkie wat 'n nederige dier is, 'n simbool van die sagmoedigheid en die nederigheid wat in hom is, en die verwagting van die volk is so groot, daardie verskil is so verskriklik groot. Weet jy, ons kom Sondag na Sondag, ons lees die gebod. Julle met mekaar lief, ons het dit net nog weer gelees. Uit Romeine uit. Hê mekaar lief, gee vir jou vyand kos of water wanneer hy dors is, wat ook al. Dan sê ons, ja, dis wat die Here van ons verwag. En dan gebeur daar 'n ramp, daarby, onder andere, by Leeupoort. En dan is daar soveel verhale van mense wat kom saam staan, wat kom saam werk, mense wat eintlik
gereeld net by mekaar verbystap, begin 'n band opbou en hulle begin saamwerk. En dan op 'n stadium kom daar iemand aangestap om te kom help werk, en dan sien hy daar's iemand anders wat daar werk, dan draai hy om en stap hy terug. Is nie bereid om te help as daai ou daar is nie. Weet jy hoeveel mense is hier in ons omgewing wat nie kerk toe kom nie, van daai ou is in daai kerk. God se hart is so anders. Ek wil vir u 'n legende vertel. Ek weet nie, het ek daar so 'n PowerPoint, wat is net na die teks? Is daar 'n PowerPoint van 'n donkie? Nee, ek het besef, net nou terwyl ek hier staan, het ek vergeet om die donkie op te sit. Gaan kyk 'n bietjie, gaan googleoer. Die rug van 'n donkie is daar 'n kruis. Die legende gehoor? Elke donkie, as jy van bo af kyk, is daar 'n kruis. Die legende gaan so, hierdie legende verduidelik waarom baie donkies 'n kenmerkende donker kruisvorm op hulle rug en skouers het. Die donkie was nederig en gewillig om sy skepper te dien, al het hy nie verstaan hoe belangrik sy rol was nie. Maar die verhaal gaan verder. Toe Jesus na Golgotha geneem is om gekruisig te word, het die donkie probeer om hom te volg. Die getroue dier wou naby sy meester bly, maar die Romeinse soldate het hom weggejaag. Tog het die donkie aangehou kyk hoe Jesus die kruis dra en uiteindelik daaraan vasgespijker word. Toe die donkie na die kruisiging omdraai en met 'n droewige hart wegstap, het die skaduwee van die kruis op sy rug geval. En as blywende teken van sy lojaliteit en die offer van Christus, het God daardie skaduwee as 'n merk op die donkie se rug gelaat. 'n Donker kruis wat van geslag tot geslag oorgedra sou word. 'n Mooi legende, 'n mooi verhaal. Dit dien as 'n herinnering aan die donkie se nederigheid en getrouheid en aan Jesus se offer aan die mensdom. Hoe reageer ons daarop? Op God se liefde, die feit dat hy in nederigheid en in liefde homself tot die uiterste toe gegee het. En dat hy van ons verwag om sy liefde in hierdie wêreld rondom ons uit te leef. Die vraag is, dien ons hom in nederigheid? Of probeer ons hom verander om by ons eie verwagtinge in te pas? Hoe is my godsdiens wat ek pleeg? Is dit soos God dit wil hê? Of laat ek God volgens my giere verander? Hosanna roep hulle uit. Hosanna beteken red ons asseblief. Dit was 'n roep na verlossing. Die verlosser van die mensdom is hier reg voor hulle op hierdie donkie besig om die pad te loop. Hulle roep uit, red ons. 'n week later roep hulle net so hard uit, kruisig hom. Want hulle het nie verstaan nie.
Mense in die stad vra, wie is hierdie man? Die antwoord is nie, dit is Jesus die Messias nie. Die antwoord is, dit is die profeet Jesus. Hy is die hemelse koning wat na sy volk toegekom het. En tot op daardie stadium was sy messiaanskap 'n geheim. Nou is dit geopenbaar. In Matteus 11 vers 28 lees ons, hoor Jesus se woorde aan jou vanoggend. Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is. Ek sal jou rus gee. Neem my juk op jou en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en jy sal rus vind vir jou gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Amen. Kom ons bid saam. Here, verander my. Maak my denke nuut. Help dat ek nie soos hierdie mense wat reg voor U gestaan het en totaal en al misverstaan het, optree nie. Maar dat ek U sal ken. Here, ons wil saam met Paulus bid. Op grond van U groot ontferming wil ek myself aan U gee as 'n lewende en heilige offer wat vir U aanneemlik is. Ek wil nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar ek wil toelaat dat U my verander deur my denke te vernuwe, want dan sal ek kan onderskei wat U wil is, wat vir U goed en aanneemlik en volmaak is. Wanneer ons so rondom ons kyk, bly dit vir ons 'n raaisel, hoekom ons, wat U kinders is, agter elke fluitspeler van hierdie wêreld aantou. En tog, ten spyte daarvan, laat U ons nie toe om heeltemal weg te loop nie. Want groter as die raaisel van ons ontrou, is die wonder van U trou, van U liefde. Groter as die raaisel van ons liefdeloosheid, is die wonder van U liefde. Die liefde wat ons hier op aarde ken, Here, word so dikwels deur selfsugtige motiewe gedryf, dat ons dit moeilik vind om U liefde te verstaan. Maar, Here, om myself as geliefde van God te ken, is die grootste wonder ooit. En daaraan hou ek vas. Daarom bid ek opnuut, Here, verander my, maak my denke nuut, vorm my na U beeld. Amen. Kom ons luister na pelgrimsgebed van Amanda Strydom. Vader God, U ken my naam, my binnegoed en buite staan, my groot praat en my klein verdriet, my vashou aan alles wat verskiet. U ken my vrese en my hoop, die pad wat ek so kaal voet loop, die pad het U lankal berei,
U maak die pad gelyk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na u boardinghuis. Moeder God, u ken my waan, my ego en my regop staan. Die drake waarteen ek bly veg, u wys my altyd weer die weg. U het my met u lig geseën, die lig strooi ek op iedereen. Net u weet hoe my toekoms lyk. Ek het niks, u maak my ryk. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na u boardinghuis. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na u boardinghuis.